Goeiemôre gemeente. So lekker om weer terug te wees. Ek is nou nie die mooiste vrou nie, die jongste mooi man nie, maar ek is lief vir die Here. En dis die belangrikste, lekker gerus, die van u wat ook al so 'n bietjie kans gehad het. Ek hoop julle voel ook al 'n bietjie beter. Die van julle wat nie kan rus nie, sterkte, is nog 'n lang tyd voordat jy dalk weer kan rus, maar ek weet die boere is baie hard aan die werk. Ons dra julle elkeen ook aan die Here op vir hierdie nuwe seisoen en mag daar net voorspoed wees in al die lande wat julle bewerk. Dit is lekker om vanmôre saam met u te wees voor die Here en dis die Sondag voor Kersfees. Kan julle glo hoe vinnig die tyd ook geloop het? Dit voel vir my ons het nou die dag Kerstyd gehad en hier is dit alweer voor ons deur. Het is eintlik wonderlik om al hierdie geskenke hier voor te sien vanmôre. Ek sal nou ietsie daaroor sê, maar dis 'n voorreg en dis wonderlik om ook so uit die gemeente uit te kan teruggee. Ons het ook vanmôre die bediening van die doop, die sakrament, waar die Here vir ons kom sê dat ons syne is en hy hom aan ons kom verbind en elke keer wanneer ons dan 'n klein babietjie doop, dan herinner die Here jou ook weer aan jou eie. Die doop wat jy waarskynlik nie onthou nie, want jy was ook klein gewees. Dat hy jou weer vanmôre kom herinner, dat die geloof 'n gawe is, wat ek en jy nie kan kies nie. Die Here gee dit aan ons, hy skenk dit aan ons, vrylik. En al wat ek en jy daarvoor kan doen, is om in die Here Jesus te glo. En mag dit vanmôre weer vir jou eie herinnering opbring, van wie sin jy is, en aan wie jy behoort. Ek gaan vra dat ons so sal bly sit, kom ons maak ons oë toe, dan raak ons stil voor die Here. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God, en hulle ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur, as 'n versoening vir ons sondes. Daar's genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, ook in die liefde van Jesus Christus, die enigste seun van God, en ook deur die kragtige werk van die Heilige Gees vir elke een van julle. Amen. Vriende, ons gaan 'n adventslied sing, God is liefde, juig ons harte, ons gaan die Here se naam groot maak, al 4 die verse kom ons staan, dan sing ons hartlik saam. God is liefde, juig ons harte, en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef. Deur sy Gees die wondergawe, laat hy weder liefde spruit, en die liefde wat volmaak is, dryf die vrees en selfsug uit. As die Vader in sy liefde dan die sondaar maak
gestalte in ons doen en laat vind. Hemelse Vader, voor U kom ons vanmôre saam. En ons kom eer U vir die God wat U vir ons is. Here, nie omdat ons enige iets van U kan verwag nie, maar omdat ons weet, Here, dat U goed is sonder end. En daarom weet ons, o Here, dat wanneer ons na U keer, dan luister U. Wanneer ons op ons knieë voor U kom, dan draai U oor na ons toe. En U doen dit ook in die naam van Jesus ons Here. U kom ook vanmôre deur hom na ons toe. En U kom maak bemoeienis met U kinders. En dankie dat ons vanmôre voor U vergader is. Waar ons dan ook vanmôre deurgaan na die sakrament van die doop. En ons kom vra dat U dan ook vir ons sal ontmoet by die waterbak. Dat U elke een van ons weer daarop sal herinner. En dat U vir ons weer daarin sal terug laat dink aan hoe U ons elke een in besonder liefhet. Hoe U ons by die naam roep en hoe U vir ons sê dat ons U sin is. Mag ons vanmôre aan U die eer gee tot in alle ewigheid vir dit wat vanmôre gebeur. In Jesus se naam. Amen. Dan gaan ek vra, Gunther en Liesel, julle kan hier voorkom staan. In die Ou Testament het God met Abraham 'n verbond aangegaan. Dis vir my een van die mooiste gedeeltes in die Bybel. Voordat Abraham die belofte kon maak, toe maak God hom aan die slaap. En God self stap deur die gangetjie wat hy gemaak het. En toe Abraham wakker word en hy vra vir die Here wat het gebeur, toe sê die Here vir hom, menslik gesproke sal julle nooit hierdie belofte kan hou nie. Maar omdat ek God is, omdat ek ewig is, beloof ek van my kant af, dat ek nooit my verbond met julle sal verbreek nie. En dis eintlik die wonderlike ding wat vanmôre gebeur. Deur die verbond met Abraham kom die Here vanmôre na julle toe as gelowige ouers, en hy kom sê vir julle, hy kom stap weer deur die gang van offer. En hy doen dit ook vir klein AJ vandag. En hy kom sê vir julle twee as ouers, dat hy graag AJ se God wil wees. En dat julle twee die voorreg het, om vir AJ groot te maak, soos die Here se. Want dis nie julle kind nie. Hy is die Here se. Hy behoort aan hom. En daarom kom die Here vanmôre en hy kom beloof vir julle, dat hy julle Vader is, wat vir julle lief het. En dat hy deur Jesus Christus julle verlosser is. En deur die Heilige Gees julle leidsman. En dat hy dit ook vir AJ vandag beloof. En al die skatte wat in die hemel vir ons beloof word, word vandag ook aan hom beloof. Dat alles wat vir ons tot ons beskikking gestel word, word ook aan hom gegee. En eendag wanneer hy groot genoeg is, om deur julle twee se geloof en lewe, die voorreg te hê om die Here Jesus te ken, dan gaan die Here ook vir hom eendag die voorreg hê om self kinders te hê, waarmee hy weer daardie belofte gaan vat en vorentoe gaan loop. Die doop word baie keer so verkeerd verstaan. Dis nie net 'n mooi handeling wat ons uit 'n ritueel uitdoen nie. Ons doen dit nie ter wille van familielede of omdat ons nou 'n kind het nie. Dis ook nie om ons kinders te bewaar en te beskerm van allerlei seer of dinge wat ons dalk wil hê hulle nie moet tref nie. Dit gaan ook nie by die doop dat AJ vandag sy naam kry nie. Hy het lankal sy naam gehad. Die Here sê toe hy hom in jou moederskoot gevorm het, het hy hom reeds op sy naam geken. Vandag gaan dit by die doop oor God wat sê, hierdie kind is myne. En ek leen hom aan julle twee as ouers. Maak hom groot met die beloftes van die Here. Maak hom groot in die woord van die Here. En mag julle so die naam van die Here groot maak in julle gesin. Nou terwyl hy dan nou vorentoe gebring gaan word, vriende, gaan ons so bly sit. Ons sing gou al twee die verse van My Enigste Troos.
My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Ek behoort aan die Here, ek sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Die doop is die siel dat die Heilige Gees, kind van God die Vader laat wees. Sy is die wets wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort aan die Here, ek sal my ooit van hom kan skei. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Gunther en Liesel, julle het gehoor nou wat die doop beteken, en dan met AJ wat nou saam met julle is, vra ek dat julle opreg die volgende vraag sal beantwoord. Die eerste vraag: bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, dat hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word? Die tweede vraag: aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk soos die belydenis skrifte dit verwoord as die ware en volkome leer van verlossing? En die derde vraag: beloof julle om vir AJ in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig? Gunther, Liesel, en ek vra dat julle by die doopbak sal staan, en dan is daar 'n klomp, as daar kindertjies vanmôre hier is, die klein kindertjies, kom asseblief gou vorentoe, dan kom kyk julle gou wat gebeur hier voor. Oeps. Julle hoef nie so naby te staan nie. Kom staan julle vir my almal hierso. Dan gaan julle nog steeds kan sien wat gebeur. Daar is hy. Ok, ek dink julle twee moet ook aan die kant staan. Want ek gaan nou kyk of ons die kameraatjies kan vang. Hallo AJ. Kou jy jou klere? Nee man, los hom, laat hy kou. Hy gaan nog baie honger word in die wêreld. Gunther, sal jy hom vir my oorwys asseblief? Nou ja, sien julle wat doen papa nou met Boetie? En nou sit hulle sy koppie hier, waar ek nou hierdie water gaan gooi. Dit is die Here se belofte, dat soos wat hierdie koppie gaan nat word, so gaan die Here Jesus se bloed ook vir ons gevloei, dat ons kan skoon kom van al ons sondes. Nel, ek doop jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen. Het hy dit goed gevat? Hier is sy doopbybeltjie, en die dag wanneer hy kan begin lees, kan julle vir hom daai Bybel gee, dat hy die Here se stem in sy lewe sal begin hoor, en sal begin aanvaar. Ekskuus, ek gaan jou hand druk, maar ek wil nou nie my hand nat hou vir jou nie. Baie geluk, Winter. Ek sien. Hy gee glad nie vandag aandag nie. Geluk, Liesel.
Julle kan weer gaan sit. Ons gaan vir julle, ja, ek het geweet, hierso. Dis dit ook om jy nie aandag gegee het nie, na te wind vastgesit. Hallo Pel. Hallo Pel. Ons gaan vir julle 'n lied sing. Laat Here die seën op hul daal, vriende. As julle ook die vrymoedigheid het, steek net so hand uit en dan sing ons vir hulle die Here se seën. Laat Here die seën op hul daal, die guns uit Sion bestraal, die wat beveel en dit geskied. Wil hierdie seën oor hul gebied. Dankie, julle kan weer gaan sit. Die oumas en oupas, familie wat hier is, al die vriende en die tannies en ooms, niggies en neefies wat hier is vanmôre, mag dit vir julle almal ook 'n besonderse, wonderlike dag saam met hulle twee wees, om dit saam met hulle te vier. U kan saam met my oopmaak vanmôre. Die Here bring ons na Jeremia 29 toe, die Sondag voor Kersfees. En ons gaan met mekaar gelees van vers 1 tot en met vers 14. Gedeelte wat die meeste buite konteks aangehaal word, seker van alle verse, en dis vers 11. Ek weet wat ek vir julle beplan. Maar voordat ons daar kom, vriende, so klink die woord van die Here. Dit is 'n afskrif van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het, na die leiers van die ballinge wat nog oor was, en na die priesters en die profete en die hele volk wat deur Nebukadneser uit Jerusalem na Babel toe weggevoer is. Jeremia het die brief gestuur nadat koning Jojagin en die koningin moeder, die paleispersoneel en die amptenare van Juda en Jerusalem, die ambagsmanne en die bouers uit Jerusalem weg is. Jeremia het die brief gestuur met Elasa, seun van Safan, en met Gemaria, die seun van Gilkia, wat deur koning Sedekia van Juda na koning Nebukadneser van Babel toe gestuur is. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Bou vir julle huise en bewoon dit. Lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarheen ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is nou ook julle belange. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel. Moenie dat die profete en waarsêers daar by julle mislei nie. Moenie ag slaan op daardie drome wat julle so graag droom nie. Daardie mense tree sonder opdrag op as profete in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here. So sê die Here. Oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem
en dan sal ek my belofte nakom, om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil, en julle sal dan my wil ken, as julle met julle hele hart daarna vra. Julle sal my ontmoet, sê die Here, en ek sal julle terugbring uit ballingskap uit. Ek sal julle bymekaar maak tussen al die nasies uit, en van al die plekke af, waarheen ek julle verstrooi het, sê die Here. En ek sal julle terugbring na die plek toe, waarvandaan ek julle in ballingskap weggevoer het. Dit is die woord van die Here. Kom ons staan, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons staan vanmôre voor die geheimenis en die misterie van die woord. Ons kan nie vanmôre uit menslike oortuigings of menslike pogings enigsins hierdie gedeelte probeer verklaar of uitlê sonder die invluistering van die Gees nie. Ons het U nodig vanmôre om hierdie woord na ons toe te bring en om ons voor U te vergader om die skerpheid hiervan, om die waarheid hiervan, om die diepte hiervan te mag bepaal en te mag hoor, sodat dit ons lewens kan verander. Dankie Hemelse Vader, dat U ons vanmôre dan ook vashou hierin. En dat ons uit alle menslike pogings nooit sal kom, waar ons moet wees as dit nie vir U is nie. Kom werk en praat dan vanmôre met ons as U kinders. Ons slaan ons ore op U stem. Ons maak ons harte vir U oop. Kom vermurwe ons, Here. Kom praat en werk deur ons. En mag ons dan vanmôre anders by hierdie gebou uitstap, as wat ons hier ingekom het. Tot eer en verheerliking van Jesus Christus, ons enigste Here. Amen. Dankie vriende. Ek wil vanmôre vir jou 'n prentjie skets. Verbeel julle self vanmôre dat julle ergens op 'n groot skip is. Een groot massiewe skip en daar is 'n groot storm op die see. En hierdie storm is besig om hierdie skip aan te val en hierdie skip te kantel. En voor jou kyk jy en daar is 2 groot kraanse. En die enigste manier hoe jy deur hierdie 2 kraanse kan kom, is 'n klein gang, 'n klein vernouing deur die kraanse. En as jy net gaan links of regs 'n fout maak, gaan jy in hierdie 2 kraanse ingaan en jy gaan skipbreek ly. En jy is op hierdie skip en jy hardloop rond om die bemanning te oortuig, om vir die mense op die skip te sê, draai hierdie boot om. Ons gaan nie deur hierdie 2 kraanse kan beweeg nie. Die kanse dat die see vir ons gaan kans gee, is 0. Ons gaan skipbreek ly. Maar saam met jou is daar 'n klomp ander bemanning, wat vir die kaptein van die skip probeer oorreed, man, die Here is aan ons kant. Hy sal ons bewaar. Ons sal nie skipbreek ly nie. Na wie gaan jy vanmôre luister? Dis 'n geweldige goeie vraag. En dit is die probleem waarmee Jeremia gekonfronteer is 600 jaar voor Christus. Hulle was op 'n sogenaamde oorlogskip. Die nasies en die vyande rondom Israel is gedurig in vyandskap en hulle is besig om die land van Israel te bedreig. Aan die een kant is daar een massiewe kraans, die Egiptenare.
Hulle wil met alle mag en mening daardie wêrelddeel vir hulle self annexeer om hulle grondgebied te vergroot. En aan die ander kant, aan die regterkant, sit daar die splinternuwe wêreldmag. 'n moondheid wat ons nie kan bepaal in hierdie dae nie. Die groot mag van die Babiloniërs. En hulle is onder beheer van Nebukadneser. En hierdie twee groot kraanse bedreig die lewe van hierdie skipie. En Jeremia kry woord van die Here af om vir die volk te sê, laat julle onder Nebukadneser inbring. Julle moet julle self oorgee. Julle moet nie hierdie twee nasies probeer beveg nie, want sou julle dit doen, gaan julle skipbreek ly. En terwyl Jeremia hierdie woord van die Here spreek, is daar profete, daar's priesters, en gemeente, dis vanmôre die moeilike ding, mense wat in die naam van die Here optree. En hulle sê vir die regering van Israel, julle, ons hoef nie oor te gee nie. Ons moet net vertrou. Die Here bly in Jerusalem in die tempel. Hoekom sal ons skipbreek ly as hy hier in ons midde is? Miskien was dit die probleem. Die probleem was dat die volk geerken het dat die tempel in Jerusalem aan God behoort het, maar dis waar die Here gebly het. Hy was 'n figuur in die tempel. En soos wat Jeremia verkondig, gebeur die onwaarskynlike, die slegte. Die Babiloniërs breek in. Hulle neem die land oor en al die profete, die heilsprekers, word saam met die volk in ballingskap weggevoer. Nou as jy gedink het, hulle sou opgehou het na hierdie tyd, het dit nie gebeur nie, want daar in Babilonië sê hierdie heilsprekers vir die mense, toe maar julle, dit gaan net 'n week wees, dan sal ons weer terugkeer. Toe maar julle hoef nie julle te bekommer nie, dit gaan oor 'n paar dae ophou, die Here gaan sy hand insteek en hy gaan vir ons red en hy gaan vir ons help. Klink dit nie vandag bekend in ons wêreld nie? En dan sê die volk vir hulle self, ons gaan nie na julle luister nie. Vir die eerste keer in 29 hoofstukke sê die volk vir mekaar, ons wag om te hoor wat sê Jeremia. Want wat hy sopas vir ons gesê het gaan gebeur, het gebeur. En wonder bo wonder, vriende, daag daar 'n brief op in Babilonië. 'n brief uit Jerusalem uit. Die mense is so opgewonde, hulle gaan spring popcorn om te gaan kyk wat se fliek wys. Hulle kan nie wag om te sien wat hierdie brief vir hulle sê nie, want daar staan van Jeremia af. En toe hulle die brief oopmaak, surprise, surprise, die doemprofeet het aangehou doemprofeteer. Het julle gedink die Here gaan julle nou terugvat? Die Here het gesê, daar waar julle is, sal julle maar moet bly. Vir meer as 500 jaar, liewe Israel, pleit God by julle, smeek hy vir julle, draai julle lewens om, keer terug na die afgodsdiens van julle voorouers, keer terug na die God van die een wat in die woestyn vir julle uit die land van slawerny bevry het, keer terug na hom toe wat julle by Sinaï ontmoet het, wat vir julle die gebooie gegee het van hoe julle moet lewe. Vir meer as 500 jaar wou julle nie luister nie. Dink julle dat ek so vinnig daarvan sal vergeet? Die brief wat saam met Jeremia gekom het, was eintlik 'n brief wat die volk se knieë lam gemaak het. Die Here gaan julle nie terugvat Jerusalem toe nie. Wel, nie nou nie. Hierdie geslag wat uitgevoer is in ballingskap, sal eers moet doodgaan. Na 70 jaar
sal God weer bemoeienis maak met die kinders en die kleinkinders van hierdie volk en hierdie nasie. En hy sal hulle weer terugvat na die beloofde land toe. Daar waar ons mekaar se taal praat. Daar waar ons soos mekaar lyk. Daar waar ons mekaar se dieselfde God aanbid. Dieselfde godsdiens aanhang. Eers na 70 jaar. Jy weet die vriende, toe ek weer hierdie gedeelte lees, toe laat dit my so dink aan Kersfees. Jy weet, in sy diepste vorm, is dit wat die inkarnasie beteken. God wat as 'n weerlose kind na hierdie wêreld toe in vlees en bloed gekom het. Nie om die mense wat aan hom behoort uit hierdie wêreld uit te neem nie, maar om ons juis in hierdie wêreld in te stuur. God wat weerloos genoeg word om homself oor te vertrou aan mense, dat hy vir sy baba kinderlewe aan die sorg van mense oorgelaat is, om vir hom te sorg, om vir hom op te voed, om vir hom groot te maak. Dit is wat hierdie gedeelte my vanmôre so aan laat dink, dat ek en jy as ons vanmôre op die Sondag voor Kersfees hierdie geïnkarneerde liefde van Jesus moet verstaan en begryp. En vriende, dat ek en jy vanmôre ook in 'n wêreld van ballingskap sit. Dis nie soos wat ons dit meer in voor 94 gehad het nie. Die wêreld om ons het drasties, radikaal, heeltemal verander. Baie mense vandag kom as heilsprekers en kom sê vir ons allerhande goed. Toe maar dit gaan weer omkeer. Toe maar dit gaan weer verander. Terwyl die Here deur die mond van Jeremia vanmôre vir jou en vir my 'n ander boodskap gee. In daai land waar jy is, bou vir julle huise. In daai land waar jy is, bou vir julle tuine, plant vir julle vrugtebome, sit vir julle saad in die grond, dat julle die oeste en die vrugte van daai land kan eet en pluk en geniet. En dan die verrassende, eintlik die verbasende, bid vir die belange van daardie land. Hoekom? Die Here sê, die belange van daardie land is nou ook die belange van julle. En omdat dit julle belange is dit myne. Jy weet vriende, ons moet vanmôre hierdie gedeelte in sy skerpheid hoor. Dat die boodskap van Kersfees vir jou en my vanmôre kom herinner, dat ek en jy vreemdelinge is in die wêreld. Maar terwyl ons nog vreemdelinge in die wêreld is, dat ons besig is om op te beweeg na ons enige bestemming, wat vir ons in die eindtyd en die ewigheid wag. En terwyl ons oploop na ons bestemming toe, sê die Here vir ons, hou op om net vir julleself en julle eie belange te sorg, en na julleself te kyk. Bevorder die belange van hierdie land. Bevorder die belange van jou provinsie, van jou dorp. Want hierdie dorp en hierdie provinsie se belange moet joune ook wees, want dis God se. Jesus het nie net na hierdie wêreld toe gekom vir sy eie nie. Johannes 3:16 sê God het die wêreld so lief gehad, dat Jesus vir 'n ganse wêreld gekom het. En die boodskap wat Jeremia vanmôre vir ons weer duidelik laat klink, meer as 1000 jaar later, liewe vriende, is dat ek en jy God se liefde met 'n vel om is.
En dat ek en jy die genade en die vergifnis en die deernis en die liefde van God in ons wêreld om ons moet uitleef en uitdra. Want dit is nie net vir jou en my belangrik om dit te doen nie. Dis vir hulle belangrik wat verlore gaan. Dis vir hulle belangrik wat nie die lig van die Here sien nie. Omdat die belange wat jy en ek by die Here ontvang het, deur Jesus wat vir ons gebore is, dat hy ons syne gemaak het, word daai belange onsin om dit vir 'n wêreld te gaan gee wat dit nodig het. En dit is wat hierdie jaar Kersfees vir ons leer. Hoe gaan ek en jy die liefde van Christus in 'n wêreld indra waar ek en jy voel asof ons ballinge is? As ons Psalm 137 vanmôre sou sing, by die riviere van Babel het ons gesit. In 'n vreemde land het hulle vir ons gevra, sing vir ons een van julle opgewekte liedjies. Sing vir ons een van julle bekende liedjies en dan vra ons vir onsself, maar hoe kan ons in 'n vreemde land opgewek wees? En onthou ek vanmôre die boodskap van die engele. Vrede op aarde. En die mense in wie God 'n welbehaag het. Jy sien die vroeë Christene in die kerk in Handelinge was die mense van die weg genoem. Dis die mense wat agter die Here Jesus aangeloop het. Nie deur God uit die wêreld uitgeneem is nie, maar juis deur God in die wêreld ingestuur is. En daarom gemeente, as die wêreld jou en my vanmôre klap, en as ek en jy vanmôre onregverdig behandel word, en mag ek dit nou maar vanmôre versigtig sê, waarskynlik deur omgekeerde wette teen wit mense, want dit is so, kom die Here Jesus vanmôre en hy kom sê vir ons, julle moet in hierdie wêreld huise bou, julle gronde bewerk, julle mense naby my bring, want die vreemde land en die vreemde wêreld waarin ons leef, daardie belange van daardie land en daardie wêreld is God se belange. Dis sy hart. Jy weet vriende, God het net een plan vir hierdie wêreld gehad. En dit is sy kerk. Die kerk wat die onderhouer van die waarheid is, maar die ligdraer van die koninkryk is. En hoe gaan 'n donker wêreld die lig ontvang as God se kinders wat op weg is, pelgrims deur die lewe, wat eintlik nie 'n tuiste het nie, vriende, mag ek dit vanmôre baie duidelik vir julle kom sê, Christene, kinders van die Here, het nie 'n tuiste in hierdie wêreld nie. Jy en ek het nie 'n woning nie. Dit word aan ons tydelik geleen. Jou en my tuiste lê in die ewigheid van God, dat ek en jy pelgrims op God se wêreldreis is. Dat ons deur die wêreld beweeg, mense op die weg wat agter Jesus aanloop en oral waar ons kom, die lig van die koninkryk skyn. En wie weet, 70 jaar, 100 jaar, 200 jaar, wat maak dit saak? Die dag wanneer die Here Jesus weer terugkom, sal elke knie buig en elke tong bely dat die Here Jesus die Here is. En tot en met daardie dag sal Kersfees elke keer die herinnering vir ons bly, dat die hemel geïnkarneer het in hierdie wêreld in. En soos wat hy jou en my kom raak het, jou en my weer terugstuur na hierdie wêreld toe. En dan soos Paulus sou sê in 2 Korintiërs 4, dat ek en jy maar net gebreekte kleipotte is. Maar dat wanneer die wêreld ons breek, en wanneer ek en jy seer gemaak word, en wanneer ek en jy vir die wolwe gegooi word en ons breek en ons bars, loop die liefde van God net al hoe meer uit.
Loop die liefde en die evangelie net meer oorvloedig uit ons uit, want ons behoort nie aan hierdie wêreld nie. En mag jy vanmôre op die vooraand van Kersfees onthou waar jou woning is. Waar jou ewige tuiste lê. Dit lê nie in die Vrystaat nie. Dit lê nie in Kroonstad nie. Dit lê nie eers op hierdie aardbol nie. Dit wat jy vanmôre ontvang het, dit waar jy vanmôre is, word aan jou geleen deur die magtige hande van 'n Vader wat vir jou lief is. Dat jy herinner sal word waarna toe ons op pad is. Kersfees herinner ons daar kom 'n dag waar hierdie God wat mens geword het, eendag terugkom. En die dag wanneer hy eendag terugkom, neem hy ons vir altyd na ons ewige tuiste. Tot en met daardie dag, vriende, wees God se hande. Dra sy liefde saam. Gee die genade van die hemel aan mense. Verkondig en versprei die evangelie van Christus, sodat ander onder die geklank van die woord mag kom en die Here Jesus sal ontmoet as hulle verlosser. Dit is wat hierdie Kersfees ons herinner. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Here Jesus, so baie keer wil ons dinge op ons eie manier doen. Ja, ons wil die wêreld gaan verander, maar ons wil dit gaan doen soos wat ons wil. Ons wil dit gaan doen wat vir ons die gemaklikste is. En daarom kom bid ek vanmôre dat U ons sal losmaak van sentiment af. En dat U ons sal vasbind aan hemelse geloof. Vader, dat ons vanmôre weet, U los ons nie vir een oomblik nie. Dat die kind wat in die krib gebore is, juis Immanuel genoem word, God met ons. En daarom hoef ons niks te vrees nie, want ons behoort aan U, en ons weet waarna toe ons gaan. Hou vir ons vas in hierdie dae, o Here, mag Kersdag 'n besonderse dag vir ons en ons families wees, en mag ons aan U die eer gee vir die lewe wat U vir ons skenk. Ons vra dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. Daar is geleentheid om die Here te dien met julle dankoffers.